Hallo julle, ons is vandag hier om 'n bietjie navorsing te doen vir ons kerkkommunikasie en ek is hier saam met Amelia wat ook deel is van Oosterlig. Vandag sit ek saam met oom Albert. Oom Albert is ook 'n gemeentelid hier by Oosterlig. Mila van ons Lighuis tieners. Ek hoop dit vat 'n uur. Een van die leiers van ons senior bediening Ex Gratia. Oom Albert, oom is ook 'n Afrikaanse proffie, né? Ja. Jy wil hê ons moet langer vat sodat jy skool kan mis? Ja. Oh man, ek weet nie vir jou ma sê nie, dude. Vandag gaan ons net 'n bietjie gesels oor kerkkommunikasie of net kommunikasie in die algemeen. Sure, okay, so ons sit met 'n Afrikaanse proffie en ons praat vandag oor kerkkommunikasie. So kom ons kyk hoe gaan hierdie. Waarvoor is die konferensie? In Pretoria. Ja. Dit is 1, 2. So Amelia, ek dink kom ons begin eers met die vraag: volg jy ons op sosiale media? Ek doen. Ja, natuurlijk. Ja, natuurlijk. Ten spyte van die jare probeer ek bybly en volg julle baie mooi op sosiale media en geniet dit baie. Ek weet nie wat beteken dit nie. Jy doen? Ek doen op Ek Instagram. was amper soos, hierdie tieners gaan ons nie volg op sosiale media Ek nie, which doen. is Ek great. love it. Dis cool. Okay, volg jy net vir Lighuis of volg jy ook vir Oosterlig? Ek volg net vir Lighuis. Okay, Maar, okay. ja. Give me the thinking behind that. Sodat ons verstaan. Ek hulle het vir my gesê volg Lighuis, dus ek soos, okay, volg julle nou. Okay. En So as ek sê hulle het volg nooit gesê- Oosterlig, Ek sal 100%. Ek kry 'n bietjie skaam as ek die eerste een is om te like, dan dislike ek hom net gou en dan wag ek 'n klomp gelike en dan like ek hom. Luister, ek kan net vir julle sê Amelia is so super fan en ek love superfans. Ek love mense wat net dit vang, wat net kommunikasie vang. Wel, ek het nie 'n foon nie, so nee. Wat dink jy as jy die woord kerkkommunikasie hoor? Kerkbode, want in die era wat ek groot geword het, was dit. Daar was bitter min anders. En dit was baie eenrigting. So hulle het vir jou vertel en dan het jy geluister. Ek dink die groot verskil ten opsigte van waar ons was en waar ons nou is dat ons beweeg baie meer in die rigting van ons skakel alles wat bysake is uit en ons fokus op kernsaak. In die verlede was daar baie meer gekommunikeer, maar dit was baie half losstaande van gemeenteaktiwiteite. Deesdae is dit baie gefokus en ons geniet dit baie. So in hierdie konteks waar ons nou is dit soveel anders. Ons het stemme. Ons het opinies wat ons dalk nie altyd moet hê nie, maar ou verwerk goed, jy digest goed en jy luister dalk die boodskap 2 keer en hoor 2 verskillende goed. So ja, dit is nou anders omdat dit gesprekke is met mense wat jy vertrou. Dink jy? Ja. Maar jy is letterlik soos nou die dag, nê? Dan vertel jy my van hoe jy hou van soos verf en prentjies en ja, sulke ja. goed. Nou dink jy nie soos daar's 'n manier wat kinders hou van soos, jy weet, sien nou maar prentjies van soos die Bybel in kleur of sulke goed. Dis dalk 'n goeie Ek hou manier. daarvan om prentjies van die Bybel in te kleur en te verf. Ja. En dit is baie lekker. Maar dit is nie lekker as jy, maar dit is nie meer lekker as jy dit die hele tyd doen nie. O, ek Want dan verstaan. raak dit 'n bietjie boring. Okay. Sê vir my, hoeveel ure dink jy spandeer jy 'n dag op jou foon? Nee, verskriklik baie. Hoofsaaklik deur middel van die app. As ek my selfoon aanskakel en ek gaan na Oosterlig toe, dan het ek kommunikasie sommer so op die eerste vlak. En waar ek dit graag wil hê, bedoelende watter aktiwiteite gebeur hier en hoe kan ek inskakel en hoe kan ek die seniors bemagtig om ook in te skakel. So die app gebruik ek vir die Bybelskool goed. Meestal en as ek moet kaartjies boek. Met ons afkondiging sal ons leraars net al die inligting gee en sê besoek die app. Okay. En hulle noem dit mos 'n Afrikaanse toepassing. 'n toepassing, Ek kan ja. glad nie gewoond raak aan 'n daai woord nie. Hier is die groot vraag vir die tieners van die dag. Dink julle kerke moet suiwer Afrikaans gebruik in hulle kommunikasie? Ek dink julle hoef nie. Okay. Want ek kan self nie. Wat dink jy van die woord toep vir app, toepassing, toep en wat die ander in pot gooi vir podcast? Potgooi is cute. Ek like daai. Daai is funny. Ek like it. Dis
snaaks. As hulle soos laai ons stoep af. Nee, dit is weird. Dit klink soos ja nee, ek like So moet daai ons vir hulle sê laai ons app af obviously. Ja, app is soos dis beter. Okay, so hulle moet bietjie ander goeders ook inbring. Soos jy kleur 'n prentjie in en dan lees jy 'n bietjie boek en dan verf jy 'n prentjie. En dan gaan speel jy 'n bietjie. Of wag, ek wil jou eintlik nog gevra het, hoe voel dit vir jou om soos in die kerk te sit self met die worship en die preek? Ek kan maar eerlik wees. Om die hele tyd te sit is nie lekker nie. Uit die aard van die saak, gegeewe my jare, hou ek van gedrukte kommunikasie, maar al meer en meer besef ek, dit word 'n lang pad om te loop. 'n Mens moet liewer maar die elektroniese kommunikasie inspan om te kommunikeer waarmee en waarheen jy wil. Okay, Instagram of TikTok? Instagram. Kan nie van TikTok nie. Is toksiek. Instagram of Facebook? Instagram. Is jy op Facebook? Nee. Okay. YouTube of TikTok? YouTube. Ek is 'n baie groot fan van YouTube, omdat ek kan teruggaan en goed wat ek gemis het, gaan oorkyk en weer luister, of goed wat ek heeltemal gemis het, gaan luister omdat dit nou die regte tyd is. Dink jy dit is belangrik vir kerke om online te wees? Verseker. En te bou daar? Ja, verseker. Oor die algemeen baie tieners, groot mense, kinders is op sosiale media. Ek dink in die eerste instansie bereik jy alle generasies as jy dit doen. En as die ouer generasie so bietjie teenkanting bied, dan moet mense hulle maar opvoed. Ja, ons leef in 'n digitale wêreld. Mense moet eenvoudig maar bybly. Sosiale media is 'n plek waar baie druk opkom en al daai goed. En as jy scroll op, sê maar nou, skole. Ek's gereeld op skole. Ek's nou in Jalartespark, so ek gaan op Garsfontein of CP of Wierda Park en ek sien hoe ek's 'n groot netbal fan, so ek kyk en hoe hulle netbal is en ja, dis druk en met ander goed soos ons is by die see, ons is daar, dis druk wat soos hoekom is ek nie daar nie? Hoekom kan ek nie dit hê nie? Mense word geboelie, word sleg gesê en al daai goed. Maar ek dink as jy mooi kan verstaan die sosiale media werk en meer dit responsibly gebruik, kan jy dit reg gebruik en jy sal die Here se woord die hele tyd kan sien. Wat vir my die lekkerste is om te sien, is dalk makliker om te antwoord, is waar ons community deel is van die groter community. Dit bly vir my gunsteling goed om te sien, want dan word dit nie meer praat nie. Dit word die doen en dit word die community se invloed in die wêreld waarin ons bly. Ons vind meestal uit by ons kerkleiers, maar ons het ook 'n Oosterlig groepie en 'n lighuisgroepie. So hulle sal WhatsApp vir ons en sê, hoor hierdie funksie is op. Kom kyk daarna, as jy wil kom, as jy nie wil nie. Ons verstaan, as jy nie tyd het nie. Ja. Okay, so WhatsApp groepe is soos een van die groot maniere waarop Ja, ons kommunikeer verskriklik baie in die Saterdagoggende, dan stuur die juffrou vir ons, môre julle sien julle by lighuis. Ons sien uit en dan en dan stuur ons 'n poll uit. Jy kan kom, jy kan nie kom, dan klik almal en dan weet jy wie kom en kom nie. Okay, polls. Ek hoop almal weet wat daai is. Storievertelling is vir my baie belangrik. Stories vertel. Stories vertel. Gedoen mamma en pappa dit baie? Nee, nie gereeld nie. Sou jy wou hê hulle moet jou meer stories vertel? Ja, soos oupa vanoggend toe ons in die bed gelê het, vertel ons stories. Maar dis ook 'n kuns om storievertelling so in te span dat jy regtig kommunikeer, dat jy bereik wat jy wil bereik met kommunikasie en dat dit nie net op die ou end 'n storie bly nie. Nou dat hy vir ons gesterf het, nou kan ons sy storie leer. Kommunikasie moet authentic wees, moet organic wees. Die oomblik as dit 'n speel is, dan gaan jy mense verloor. So as alles picture perfect is, dan dit gaan dalk mooi lyk, maar jy gaan nêrens kom daarmee nie. En ek dink dis die groot uitdaging. Hoe kommunikeer 'n mens sodat alle generasies tuis voel binne hierdie kommunikasie? Dit is ook deel van my verantwoordelikheid by die seniors om hulle ook so te skool in die nuwe wêreld dat hulle definitief nie agterbly nie.
En soms is dit baie interessant hoe vinnig hulle gewoond raak aan 'n nuwe manier van kommunikasie. Mens moet hulle ook nie onderskat nie. Tel spelling. Vir my, ja. Jy moet dit reg spel. Dit maak saak. Maar wat as iemand nou per ongeluk verkeerd gespel het? Maar as hulle dit eers met geteken het liggies, dan kan hulle uitveer vat en dit uitveer. Tel spelling. Vir my baie belangrik. Gegee my vakgebied, maar terselfdertyd moet ek ook leer om binne 'n nuwe milieu so bietjie meer buigbaar te wees. Nee, ek dink jy hoef spelling te hê. Of dit moet net sin maak. En dat dit letterlik verby die Sondag gaan. Dat dit 'n teken is van nie net hier kom en iets ontvang en uitgaan en terugkom en iets ontvang en uitgaan nie. Dit word iets. Cheers mense.